Malusi Gigaba nie meer van korrupsie aangekla nie en 3 ruimtevaders is tydelik gestrand nadat hulle terugkeerkapsule deur ruimterommel getref is. Goeienaand en baie welkom by die nuus op hierdie Vrydag aand. Ek is James Kemp. Die ANC parlementslid Malusi Gigaba het vroeër vandag bevestig dat hy gedagvaar is om op korrupsieverwante aanklagtes in die hof te verskyn. Gigaba het homself aan die polisie oorgegee en met ondersoekers van die Nasionale Vervolgingsgesag se teenkorrupsie ondersoekdirektoraat vergader in verband met beweerde onreëlmatighede in Transnet kontrakte tydens sy amptetermyn as minister van openbare ondernemings tussen 2010 en 2014. Die ondersoekdirektoraat het egter bevestig dat Gigaba nie vandag in die hof sou verskyn nie en Gigaba is later verwittig dat hy nie meer van korrupsie aangekla sal word nie. Die direktoraat het aan die media gesê dat hy nie verder kommentaar op die saak sal lewer nie. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het maatskappye wat deel van misdaadsyndikaate was, wat by die plundering van die 2 miljard rand by die Tembisa Hospitaal betrokke was, gewaarsku dat hulle op die swartlys geplaas sal word om te keer dat hulle ooit weer sake met die regering doen. Die Action SA parlementslid, Dr. Gossie Letlape, wou tydens 'n parlementêre sitting by Motsoaledi weet hoe hy die grootskaalse plundering deur misdaadsyndikaate elders in die land sal verhoed. Motsoaledi het in sy antwoord aangedui dat die spesiale ondersoekeenheid versoek is om alle maatskappye wat by die syndikaate betrokke is op die swartlys te plaas. Slegs die nasionale tesourie kan dit egter doen, maar die name van die maatskappye is reeds aan hulle verskaf. Die voormalige bedryfshoof van Bosasa, Angelo Agrizzi, het 'n streng waarskuwing van die Hooggeregshof in Pretoria ontvang tydens sy vonnisoplegging. Agrizzi se vonnis is opgeskort nadat hy skuldig gepleit het op die bedrog en geldwasery klagtes teen hom. Hy is tot 40 jaar tronkstraf gevonnis, maar die vonnis is vir 5 jaar opgeskort weens sy swak gesondheid. Die regter het Agrizzi daarin herinner dat indien hy nie met die Nasionale Vervolgingsgesag saamwerk in ander Bosasa verwante korrupsiesake nie, hy tronk toe gestuur sal word. President Cyril Ramaphosa is vol vertroue dat sy nuwe plan om bendegeweld in die land te bestry sal slaag. Hy het die plan van dese week met die Nasionale Veiligheidsraad bespreek. Die plan sal glo van tegnologie gebruik maak om die bendegeweld reg oor die land die hoof te bied. Ramaphosa het gister in die parlement erken dat bendeverwante sterftes in Kaapstad kommerwekkende afmetings aangeneem het. 3 ruimtevaarders van China sal langer aan boord die Chinese Tiangong ruimtestasie moet vertoef nadat hulle terugkeerkapsule deur 'n stuk ruimterommel getref is etlike ure voordat hulle na die aarde sou terugkeer. Die presiese oorsaak van die gebeure word ondersoek, maar daar is nog geen aanduiding hoe omvangryk die skade aan die kapsule is of wanneer die Shenzhou 20 span wereldvoete op moeder aarde sal neersit nie. Die span is sedert 24 April reeds op die ruimtestasie. Dan vanaand se nuus, ek is James Kemp en ek hoop iedereen elk van julle het 'n lieflike naweek verder. Tot maandag.